Hallo Karen en Radio Fynbos luisteraars. Ek het vanoggend 'n interessante ding oorgekom. Ons span het besluit om hier by Namu bietjie die eerste Vrydag van die feesseisoen te vier met 'n tema van blommetjies. So ons trek altyd die klomp meisies, ons trek altyd rokkies aan wat almal probeer dieselfde kleur wees of dieselfde styl en ja, toe besluit hulle nou vandag is nou blommetjies. En ek besluit toe ek is nou nie lus vir 'n blommetjie rok nie, maar ek gaan eerder 'n blommetjie krans maak en ek vaar toe in die tuin in daar by die huis vanoggend en ek begin toe net blommetjies pluk. En ek oes toe alles en toe ek nou dit wil adverteer, het dit nou redelik mooi uitgekom dink ek. Ek het sommer 'n fotootjie op ons Facebookblad gesit en toe gaan kyk ek nou watter krye dit alles of watter plante dit alles is wat ek gebruik het om die kransie te maak en toe besef ek hoe elke liewe ding wat ek geoes het, ek dink daar was 7 plante gewees wat ek gebruik het en ek weet 5 van hulle is krye. Maar ek gaan kyk toe maar wat van die ander 2, jy weet, soos hoe pas dit in die prentjie in? En toe besef ek dat hulle ook krye is. Dit is nie, jy weet, alledaagse krye nie, maar toe gaan kyk ek die een is jou tipiese heuningblommetjies en hulle gebruik dit vir waterretensie en vir amper soos 'n natuurlike waterpil en ook vir die senuweestelsel. En toe gaan kyk ek ook na die vlinderbos en hulle sê dat hulle baie lank terug het hulle dit gebruik, die wortel van die plant, vir tandpyn ook. En deesdae word nou net geplant vir die mooi, vir die blommetjies, maar eintlik het hy ook medisinale waardes. So ek besef toe dat die hele blommekransie wat ek gemaak het, bestaan toe uit krye en ek voel toe dit is so van pas dat ek nou hier by die gesondheidswinkel vandag my krye blommekransie dra en dit was net vir my so spesiaal om te besef dat baie keer selfs die krye wat mens of die plante wat mens nie eers besef het mens het in die tuin nie, het ook eintlik medisinale waarde en soos Antoinette Pinaar, jy weet jy gaan soek daai bossie agter daai klip op daai berg en hy's nou vir die en die voordeel. Dit is eintlik hoe ons almal kan wees. Jy weet, ons het jou moontlik iets in die tuin soos jou feverfew, die moederkruid. Hy is fantasties vir koors, vir hoofpyn en mens besef nie maar dit groei dalk in jou tuin. Jy weet, mens hoef nie noodwendig apteek toe te hardloop of dokter toe te hardloop vir iets nie as mens dit half by die huis kon behandel nie. So dit was nou vir my baie interessant en ek wou dit graag met die Radio Fynbos luisteraars deel vandag. Radio Fynbos.